Goeiedag, hierdie is ons tweede video met 'n voorbeeld van 'n woordsom waar ons 'n parabool en sy eienskappe gebruik om 'n probleem op te los. Ons noem dit ook toepassings by parabole. Wanneer ons met 'n woordsom werk, moet ons hom 'n paar keer deurlees. So ek gaan hom vir ons deurlees, dan moet jy die video maar weer terugspeel en so 2 of 3 keer na hierdie woorde luister. Hier staan geskryf: 'n kanon staan 6 meter bo seevlak op 'n rots. Dis 'n klein prentjie wat dit wys. Daar is die rots, daar staan hy 6 meter bo seevlak. 'n Bal word in die lug opgeskiet uit oor die see. Daar vlieg 'n voël oor 15 meter bo seevlak. Die hoogte van die bal bo die seevlak word gegee as, en dan gee hulle vir ons hierdie vergelyking. Met H is die hoogte bo see in meter en T is die tyd in sekondes wat die bal in die lug is. Kan die bal die voël tref op die 15 meter hoogte wat hy vlieg bo seevlak? Ek praat ons net gou weer een keer deur die som. Hier's 'n kanon. Hy staan 6 meter bo seevlak. 'n Bal word uit hom uitgeskiet. Daar's 'n voël wat 15 meter bo die seevlak vlieg. Hy is 6 meter bo die seevlak en dit gee vir ons die vergelyking van hierdie parabool van die hoogte van die bal bo seevlak. Ek hou daarvan dat wanneer ek 'n woordsom so met 'n parabool kry, dan teken ek vir my die prentjie wat hulle my gegee het oor op 'n kartesiese vlak in die eerste kwadrant. Ek kan hierdie dan die x-as noem of s. Kan hierdie gaan ek my y-as noem of h vir die hoogte. Hierdie 6 is die hoogte van die kanon voordat die bal uitgeskiet word. Hier is die hoogste plek wat die bal kan bereik en hier gaan hy maar net tot hy in die see val. Onder is die seevlak. Die voël, ons weet nie hoe ver hy van hier af is nie, maar ons weet hy is 15 meter op in die lug, so sy hoogte is 15 meter. Ons moet bepaal of hierdie bal daai hoogte van 15 meter gaan bereik. Met hierdie vergelyking, ons sê h is die hoogte van die bal in meter en t is ons tyd in die lug in sekondes. Nou is daar 2 maniere om die maksimum draaipunt of die draaipunt van 'n parabool te bereken. Die eerste een kan ons hom gebruik, wat ek nou eers gaan gebruik, is om hierdie formule te gebruik, waar jy minus b op 2a uitwerk om die x van die draaipunt te kry. Daai antwoord dan terug te vervang hierin om die y van die draaipunt te kry. Of jy kan dit met vierkantsvoltooiing doen, wat 'n bietjie moeilik is vir baie mense. So ek hou maar van hierdie makliker manier. So ek gesê het ons gaan werk met hierdie formule om eers die x van die draaipunt te kry. So ek kyk eers hierso, min 5 is my a, plus 10 is my b en plus 6 is my c. Dan vervang ek hulle in hierdie formule in. So ons vat die getalle, vervang dit in die formule in. Vereenvoudig hom en kry die antwoord is 1. So 1 is die x van my draaipunt. Dan vervang ek hierdie 1 weer terug in die oorspronklike vergelyking in. Wat dan so sal lyk en dan kry ek die antwoord 11 meter. Dan weet ek my maksimum draaipunt hier is 1 en 11. So na 1 sekond sal hy 11 meter hoog wees die bal en dan sal hy weer begin afkom. En onthou dan altyd in 'n woordsom, wanneer jy klaar is en jy het jou probleem opgelos, moet jy 'n woordsin skryf. So jy sê, nee, die bal sal nie die voël tref nie, want die bal se maksimum hoogte is 11 meter. Die beste manier om hierdie probleem op te los, is deur vierkantsvoltooiing. Baie min mense verstaan dit werklik, maar ek sal gou saam met julle deurgaan. Ons skryf dus hierdie vergelyking oor op 'n beter manier om die draaipunt te kry. Die doel van hierdie video is nie om vir jou hierdie te leer nie, so stop die video as jy weet hoe vierkantsvoltooiing werk en kyk net hoe ek dit gedoen het om tot hier te kom. Indien ons in hierdie situasie kom, is hierdie 2 vergelykings dieselfde, maar hier staan die draaipunt dan geskryf. Die draaipunt is 1 en 11. Dan moet ons eintlik hierdie vergelyking gaan skryf en sê hierdie vergelyking is kleiner en gelyk aan 11. Dit beteken dat hierdie bal sal altyd onder 11 as sy maksimum waarde beweeg. En dit beteken dan dat hierdie parabool, wat ons hier anders oorgeskryf het, 'n maksimum draaipunt sal hê by 1 sekond sal hy 11 meter maksimum kan word. En dan skryf ons net weer by, so nee, die bal sal nie die voël kan tref nie. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het, al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar iets is wat jy onseker oor is in skoolwiskunde, kan jy 'n WhatsApp of 'n boodskap stuur na hierdie nommer toe, met die probleem en dit vir ons verduidelik, dan sal ons vir jou 'n videoetjie maak en verniet plaas op hierdie kanaal, dat almal kan baat vind by jou vraag.